Goeienaand, baie welkom by Vanaand sit aan tafel met Jesus. En vanaand leer ons saam met die disippels Jesus ken as die verlosser, nie net van die wêreld nie, maar in die besonder ook oor my en jou lewe. Ons teksgedeelte is Lukas 22 en ons lees vers 7 tot 23. Ek gaan vanaand net van vers 19 enkele verse lees. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en sê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Gemeente, ek weet nie wie van u kyk die program Survivor nie. Het gaan oor 'n reeks deelnemers wat met allerlei opwindende avonture en uitputtende speletjies probeer meeding om die survivor of die oorlewende persoon te wees in hierdie program. Hulle ding natuurlik mee met 'n prys van $1 miljoen. En dis nie altyd die sterkste persoon wat die wenner is in hierdie program nie, maar hulle het elke week 'n tribal council wat mense uitstem. Met die gevolge is daar's heeltyd hierdie onderduimsheid, gekonkelry en alliansies wat die heeltyd gevorm word om die sterkste persoon dikwels half uit te werk. Lukas 22 laat 'n mens nogal amper aan hierdie program dink. Mense hoor dat Jesus met sy disippels vir die Pasga bymekaar kom. Ons lees van die instelling van die nagmaal. En tog is daar 'n klomp beweging wat in hierdie hoofstuk plaasvind. Ons lees van Judas Iskariot wat met die priesterhoofde en offisiere van die tempelwag ooreenkom om Jesus te verraai vir geld. Ons lees van die oneenigheid tussen die disippels oor wie hulle dink die belangrikste is. Ons hoor die aankondiging dat Petrus vir Jesus by 3 geleenthede gaan verloon en hoe Jesus dan ook in die tuin van Getsemane alleen worstel en met hierdie sielestryd in hom, terwyl die disippels lê en slaap. Wanneer Jesus hier saam met sy disippels bymekaar kom met die Pasga ete, is dit belangrik dat ons eintlik besef dat hierdie tafel wat die Here hier gereed gemaak het, eintlik plaasvind in 'n omgewing wat eintlik stikkend is. Ons dink baie keer aan die nagmaal as stil en rustig gestem. Ons dink dikwels dit as 'n plek waar disippels bymekaar kom, hierdie vrede met mekaar ervaar. En tog sê die konteks vir ons dat die tyd waarin hierdie nagmaal ook ingestel was, is dit dat die Here eintlik kom wys dat hy gekom het as verlosser, as redder, en dat hy gekom het in die gebrokendheid en in die stikkendheid van my en jou lewe. Dat alhoewel die nagmaal vooruitwys na sy kruisdood, sy lyding, dat dit eintlik gaan oor 'n boodskap van lewe en van hoop. Dat Christus amper kan sê, hy het aan die einde van sy aardse lewe gekom, maar vir elkeen wat gebroken is, vir elkeen wat stikkend is, vind daar lewe plaas, 'n nuwe lewe, omdat die tekens van die brood en die wyn vir hulle eintlik kom herinner dat hy die verlosser is, die Messias is. Nou die Pasga was natuurlik die viering vir die uittog uit Egipte, die ongesuurde brood, die bitterkruie en die lamsvleis was tekenend van die swaar tye wat hulle beleef het, die haas waarmee hulle moes trek, maar natuurlik ook dat die lam en die bloed van die lam dan ook verlossing gebring het vir elke huis aan wie se deurkusyn daardie bloed gesmeer was. En so is dit dat die Here dan kom sê, maar ook hy is die lam, ook is hy wat gekom het en wat deur die bloed van Christus vir ons red en vir ons herinner daarin dat ons aan God en aan sy verlossing deel het. Daarom vers 19 lees ons: gebruik dit tot my gedagtenis. Eintlik word daar vir ons gesê dat ons die Here sal onthou wanneer ons eet. Ons kan eintlik meer korrek sê, jy word wat jy eet. Want wanneer ons deelneem aan die nagmaal, word ons herinner aan die feit dat ons verlos is, maar ons word ook herinner aan ons toekomsverwagting, naamlik
dat die Here vir ons dan ook gaan plek voorberei het vir hierdie bruilofsmaaltyd in die koninkryk van God. So by die nagmaal is dit op 'n manier terugkyk na die kruis, maar is ook vorentoe kyk. En hierdie vorentoe kyk help vir ons om te herinner daarin dat ons die kerk van God is, wat God gebruik en wat die Here seën om verander tot seën te wees ook in hierdie wêreld. Ek gaan vanaand op die skerm 'n potloodskildery wys van die Tsjechiese kunstenaar Oskar Bukashka, wat 'n skildery gemaak het of 'n skets gemaak het van die kruisdood van Jesus Christus. Dit vind plaas net na die Tweede Wêreldoorlog en sy bedoeling was eintlik gewees om 5000 eksemplare teen die mure en bome in Londen te plak om eintlik te herinner aan die kinders wat honger ly na die oorlog. Die Engelse opskrif bo hierdie tekening staan ook in memory of the children of Europe who have to die of cold and hunger this Christmas. As mens gaan kyk na hierdie potloodskets, dan is daar baie ooreenkomste met die kruisdood van Christus. Die naam Jesus van Nasaret, koning van die Jode, staan bo geskrywe. Ons sien vir Jesus in die kruishang met 'n doringkroon en met mense wat hier om die kruis vergader. Maar as 'n mens nader kyk, dan sien 'n mens dat net een hand van die Here aan die kruis vasgespijker is. Hulle sê dit is tipies die opstanningsikoon van die ortodokse kerk, om vir ons te sê dat die een hand wat los is, beteken eintlik dat die Here hom ook losgemaak het van die kruis, dat hy die lewende God is, dat hy opgestaan het, vir ons herinner dat hy na ons uitreik as mens. En dan sien ons ook dat die mense rondom die kruis was nie Maria en die apostels nie, maar is juist die hongerkinders van Europa. En hoe dat die Here sy hand uitsteek en vir hulle kos gee, en letterlik is die Here se hand in een van hierdie kinders se mond, waar hy hom dan voed. Die skildery se naam is Solidariteit met Christus, en beteken eintlik dat die Here hom vereenselwig met die nood van mense. Dat die omstandighede en die nood van mense vir God belangrik is, en dat hy in hierdie stikkendheid en die werklike omstandighede van ons lewe inkom en vir ons kom sê, maar ek is die lewensbrood, ek is die ewige brood en ek kom gee my vir julle, sodat julle deur my kan leef. En daardeur is dit dat die Here vir ons natuurlik innooi en sê, maar ons sit aan hom deel en dat ons hom as die Messias, as die verlosser in ons lewe mag erken, maar spesifiek ook in daardie moeilike tye ook van jou lewe. Miskien worstel jy vanaand, miskien is jy eensaam, miskien deel jy in die vreugde met God, is dit dat die brood en die wyn vir ons kom herinner om te sê, die nagmaal beteken dat ons een word met Christus, en dat ons sy redding en sy verlossing in ons het, en dat ons leef met hierdie belofte dat hy teenwoordig is. Kom ons bid saam. Here, mag u vir ons seën, mag u vir ons versterk tot eer van u naam. Amen.